Agent Kaffels! Hallo Dormots. Hallo Toetsie, gaan met jou? Dankie. Jo, hallo kinders. Ag, ek is so bly om hier te wees. Ek ook, ek het julle so gemis. Ja. Jo, maar ek het 'n baie lekker speletjie om te speel. Wat is dit? Moet dit nie jou kar gaan nie? Nee, dis 'n dobbelsteen, maar ons kan dit 'n nommerblokkie noem. Kyk, Okay, so hoe werk hierdie speletjie? kyk, so kinders, julle gaan saam speel. So ek gaan die ding gooi. En die nommer wat bo is, gaan ek iets uitdink wat julle moet doen. Dan gaan julle en Agent Kaffels dit saam doen. Kyk, Okay. 3. Waar moet ek 3 van doen? Doen 3 jumping jacks. Okay, dit is maklik genoeg. 1, 2, 3. Wow, well done! Hierso, my beurt. Nou gaan julle dit saam met my doen. Okay, strek so 'n bietjie. Okay, is dit reg? Ook 3. Oh, wat Okay. moet ons doen? Jy moet jou asem vir 3 sekondes hou. Okay, so nou moet julle ook julle asem vir 3 sekondes hou, okay? Okay, is julle reg? Okay. 1 2 Nee! 3. Jo. Jy is baie goed met dit. Ek hoop julle kon julle asem vir 3 sekondes hou. Jo. Want blykbaar kan Toetsie nie. Maar weet jy, ek is regtig. Hoekom is jou speletjies altyd so lekker? Jy's die Ek is die pret ene, né? Die een wat okay. Soos vir my is 'n pretwil. Okay. En jy hou van pretzels. Ek kyk, ek sien dit. Okay. Maar ek het ook iets lekkers om te doen. Want ons is eintlik hier vandag om die Here te loof en prys. Ja! So ek het 'n baie cool liedjie, cooler as die game. Nee, ek joke nie. Baie lekker game, nee julle? Ja. Want ek het 'n liedjie gevind wat ons kan sing saam met mekaar en dan kan ons die Here prys, okay? So Is dit reg? Ja, staan op. En dan gaan ons lekker sing. Okay, is dit reg? Is jy reg? Ek's reg, is jy reg? Ons is reg. Let's go! Aard was so lekker, nee julle? Ja, Agent Kaffels, sy het vir ons gegaan
saambid asseblief sodat ons die Saam. storie wat ons gaan kyk en luister invat en dan ons kan weet dat Jesus vir ons baie liefhet. Ek sal so doen. Kyk. So net waar julle is, almal maak met julle oogies toe, dan kan ons saam bid. Liewe Jesus, dankie dat U vir ons hierdie wonderlike dag gegee het, Here. Dankie dat ons weer vanoggend kon opstaan en dat dit weer Sondag is en dat ons 'n lekker tyd gaan vandag saam met mekaar hê, Here. Here, ek bid dat die storie wat ons nou gaan luister, ek bid dat ons alles gaan inneem en invat wat ons moet van hierdie storie inneem, Here, en dat ons alles verstaan wat Here vir ons wil vertel. Ek bid hierdie in Here se naam. Amen. Amen. Kom ons gaan kyk die storie. Baie goed aan my. Let's go. Dis daai kant. Nee, dis altyd daai Dis kant. daai kant, let's go. Stories of the Bible. The Lost Sheep. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, Shush, shush. and even raised people from the dead. Wahoo! Jesus taught everyone about God's love. All kinds of people would come to hear Jesus speak, including tax collectors and people who made bad choices. This made the Pharisees and Jewish leaders mad. Ugh, yuck. They didn't think that Jesus should be around these kind of people. So Jesus told them this story. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? You stay here. Won't he leave the 99 others and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he's found it, Hey, woo! he will joyfully carry it home. When he gets home, he will call together his friends and neighbors, saying, Oh, everyone, come here, come here. "Celebrate with me, because I have found my lost sheep." Yeah! In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who returns to God than over 99 others who haven't strayed away. Wow, julle, daai storie was regtig, daai storie laat my hart warm klop. Om te dink dat Jesus teruggegaan het vir daai een skapie. Net daai een. Ja. Dit wys regtig vir my dat Jesus vir ons baie liefhet. Ja. Maak nie saak of jy 'n seun of 'n dogter is nie. Hy's lief vir elkeen van ons. Dit is so waar. En ek weet dis baie vreemd dat ek nou dit sê, maar ek is baie lus om saam met Jerome en Bernard te kuier. Jy weet daai baie cool Muppets? Ja, ek ook. Kom ons roep hulle. Okay, julle dis hoe dit werk. Okay. So ons gaan ons een vinger op ons neus sit, die ander vinger in die lug. En dan gaan ons Jerome skree. En dan om Bernard te roep, gaan ons die ander kant doen. Okay. Maar onthou julle moet baie hard skree want ons bel nie hulle so met 'n foon nie. Ons bel hulle met ons stemme. So julle moet baie hard skree, soos baie hard skree. Is julle reg? Ons is reg. Okay. 1 2 Jerome! En Bernard. 1 2 Bernard! Huh? Bernard, wat's fout met jou? Hoekom hang jou koppie so? Ek ken jou mos. My hart is net baie seer, Jerome. Ek is hartseer, teleurgestel, ongelukkig en ek is kwaad, Jerome. En ek voel eintlik net so de mekaar en verlore. Niemand sien my nie, Jerome. Niemand gee om vir my nie, Jerome. Ek voel net ek beteken niks nie. Jo. Wag so 'n bietjie, Bernard. Sy het mos nou 'n hele tas vol Muppet emosies en hy Muppet fluff en jou. Oh, ek voel so alleen. Nou die dag toe sê jy, Jerome, jy voel so geliefd en waardevol.
maar ek is mos net die rooi Muppet. Bernard, jy is nie net die rooi mappetie. Jy is mos Bernard. Ja, ek weet ek is Bernard, maar ek voel alleen. Net jy kan Bernard wees. Ek kan nie Bernard wees nie. Daar's net een rooi mappet soos jy. En jy is al lankal deel van Beacon Cake se span. Niemand kan jou vervang nie, Bernard. Jy is ontwerp en aan mekaar gestik met naald en gare Ja. en Muppet fluff. Oh, so Jerome, dan maak ek mos saak. Ja, Bernard. Natuurlijk. Of course, Jess, jy maak saak. Sy stiek uit. Sy's duidelik. Is ek duidelik? Net soos daai storie wat ons nou net geluister het. Van die skape? Wat Jesus vertel het. Die man met die 100 skapietjies. Toe raak daar ene weg. Ja. En daai man los toe die 99 skapietjies. Hy gaan soek die enetjie wat weg is en bring hom huis toe. Die man in die storie is Jesus. En jy is die skapie. Oh, wow, Jerome. Maar Jerome, ek wonder net, hoe kan kinders weet dat hulle saak maak vir God? Dis baie belangrik. Jy moet na die regte plek gaan. Waar's die regte plek, Jerome? Net soos jy en ek moet gaan. Na die persoon wat ons gemaak het. Dis die naaldwerk dan nie. So moet julle kinders na julle ontwerper toe gaan. Wow, die kinders se ontwerper. Die enigste skepper God wat julle gemaak het. En in die Bybel is daar baie verse wat sê hoe kosbaar en spesiaal jy vir God is, hoe lief hy vir jou het. Wow. So kinders, as julle twyfel, moet julle die Bybel lees en hoor wat God vir julle daarin sê. Daar's so baie stemme in die wêreld wat vir jou sê jy maak nie saakie. Maar kinders, luister na God se stem en hy praat baie duidelik met jou in die Bybel om vir jou te sê jy is baie kosbaar. Ja. Jy maak saak. Wow. Jy maak so saak dat Jesus vir al jou sonde aan die kruis gesterf het. Wow, Jerome. Maar Jerome, hoe praat Jesus met die kinders? Hy dan mos nie hulle telefoonnommer nie. Nee, Bernard, God het nie 'n foon nodig nie. Maar hoe praat hy dan met hulle sonder 'n foon? God praat nie met 'n foon nie. God praat deur dit wat in die Bybel staan. Wat in die Bybel staan is belangrik en dis wat God vir julle wil sê, kinders. Maar kinders, julle kan ook enige tyd met Jesus praat. Jy het nie 'n foon nodig nie. Wow. Ook nie data nodig nie. Wow, that is cool. Julle kan enige tyd van die dag connected wees met Jesus deur gebed. Oh, dis daai liedjie van lees jou Bybel en bid elke dag. Bid elke dag. Ken jy daai liedjie? Ja, want die Bybel sê Jesus is lief vir jou. Kinders, jy kan praat met Jesus as jy nie lekker voel nie en voel jy is nie belangrik nie, vertel dit vir hom in gebed. Dan sal Jesus vir jou in die Bybel wys, jy is belangrik, jy maak saak. Ek en jy maak baie saak vir mense, Bernard. En kinders, julle maak baie saak vir Jesus. Die Bybel sê, hy's baie lief vir jou. Oh, nou verstaan ek. Ja, God het die kinders gemaak en hy ken hulle. Hy's lief vir hulle en hy maak baie laat hy omgee vir hulle. Ja, dit is nie lekker wanneer ons dink en voel niemand gee om nie, Jerome. Ja, so die kinders is kosbaar en spesiaal vir Jesus. En God het ook ander mense in die kinders se lewens gesit wat omgee vir hulle, net Jerome. Ja, net jy daar sê,
So maats, as jy ooit voel dat jy nie saak maak en dat jy nie belangrik is nie, Lees jou Bybel. bid elke dag. Ja. En jy sal hoor, Jesus sê vir jou, jy is baie belangrik en dat jy saak maak. In Efesiërs 2 vers 10 sê, jy is God se handewerk. Efesiërs 2 vers 10 sê, jy is God se handewerk. Dis reg, Bernard. Ek is so bly dat jy nou verstaan. Ja, ek verstaan nou, dankie Jerome. Ja, en kinders, julle moet nou onthou, jy is kosbaar en spesiaal. Baie kosbaar en baie spesiaal. Jy is God se handewerk, né? Ja. Nou Bernard, ek so bly jy verstaan. Ek dink ons gaan nou weer terug na Agent Gaffels en Toetsie, né? Ja, jippie. Okay, Agent Gaffels en Toetsie, oor na julle. Wow. Wow, Jerome en Bernard, dit was so lekker om met julle te praat, te hoor wat aangaan so met julle. Bernard, onthou, jy is super cool. Jy is so amazing vir ons. Ons is baie lief vir jou. Ja, Bernard, bly die cool mappet wat jy is. En onthou, Jesus is ook lief vir jou. En jou ook, Jerome. Maar kinders, partykeer voel ons ook soos Bernard. As julle ooit so voel, dan moet julle hierdie Bybelvers onthou, okay? So, die Bybelvers vir die week is uit Efesiërs 2 vers 10. Kom ons doen dit. Want ons is God se handewerk. Wow, daai was kort, maar baie kragtig. Jo, julle moet dit regtig onthou, want ons almal is God se handewerk. Ja, en julle is spesiaal en God is lief vir julle. Baie lief vir julle. Maar, kinders, hoe dat Toetsie? Jy is ook spesiaal en jy is ook God se jy ook. handewerk. Okay. Maar kinders, soos julle al klaar weet, is dit nou my gunsteling tyd. Dit is tyd om te boogie. Though I walk through the valley of the shadow, and I stand face to face with the enemy, I will know that I am not forsaken. You surround me when the fire's at my feet. You're my defender. You fight for me. I will remember. You're all I need. You are my healer, my remedy against the power of the unknown. And I will not stand alone, 'cause you're my defender. I can see you when the night is closing in, and I will trust you when it seems that there's no hope. Oh, and I hold tight to the promise you have given, 'cause this I know, and I am confident. You're my defender. You fight for me. I will remember. You're all I need. You are my healer, my remedy against the power of the unknown. And I will not stand alone, 'cause you're my defender. You're my defender. I'm saved by the blood. I'm saved by the blood of Jesus. Saved by the blood. I'm saved by the blood of Jesus. Saved by the blood. And I'm